Vriende, die storie van die Emmausgangers ken u. Ek gaan net so hier en daar 'n gedeelte lees, maar u kan maar bybly. Ek net gou hierdie. Sy. Vers 13, op dieselfde dag, dit gebeur nou, ja, onthou Jesus sterf, hy staan op uit die dood. Op watse dag is dit nou weer? 'n Dinsdag gewees, of watse dag het hy opgestaan? Op 'n Sondag, né? Ons Paas Sondag wat ons vier. Hy staan op die Sondag op en wie verskyn eers? Die vroue, né? Maria en Kie. En hulle gaan terug na die disippels toe en gaan sê Jesus het opgestaan. So met hierdie nuus van Jesus het opgestaan, speel hierdie verhaal homself nou af. Op dieselfde dag was twee van hulle, twee disippels, twee volgelinge. Kyk, daar was 'n groter groep ook wat Jesus gevolg het. Was nie net die 12 nie, daar was meer. As die Gees uitgestort word, praat Handelinge van 70 wat bymekaar was, maar dit is sommer so terloops. Hulle was op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë was verhinder om hom te herken. Hy vra toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge van die afgelope dae, wat die afgelope dae daar gebeur het nie? Nou vra hy vir hulle, maar wat se dinge? Jesus is aspres, né? Wat se dinge? Vertel vir my. Hulle antwoord hom die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat hy die een is wat Israel sou verlos. Hoor julle hier? Ten spyte van Jesus se sterwe, al sy wonderwerke wat hy gevoer het, hy oorwin die dood, hy staan op uit die dood uit, verwag hulle nog steeds 'n aardse koning. Hulle verwag dat dit weer sal wees soos in die ou dae met Dawid en al die manne. Ons het vers 21, ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en hulle kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het ook kon vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele en gesê dat hy lewe. Sommige van die mense het ook na die graf toe gegaan en net so gekry soos die vroue gesê het, maar hulle het hom nie gesien nie. Hartseer storie. Nou vriende, hy loop nou nog aan en hy loop ons toe uit in die punt dat hulle saam eet en Jesus raak weg. Maar kom ons staan gou by die storie stil. Dis twee bedrukte siele wat hier so loop. Ten spyte van die goeie nuus wat hom self afgespeel het, is hierdie twee se harte swaar. Hulle is oortuig daarvan dat Jesus dood is. Hulle sê ook, hulle het gedog, daar gaan meer gebeur, maar nou is hy dood. Vers 21 sê, ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. So gehoop is hy wat weer vir ons die mag gaan gee, die politieke mag gaan gee, om die Romeine op hulle plek te sit, dat die Israeliete weer in beheer kan wees van die wêreld van daai tyd. Ons het so gehoop dis Jesus. Nou is die storie, hy is dood. Wat 'n vreugdevolle dag moes gewees het, is toe nie so nie. Maar wat het gebeur dat hulle hierdie geleentheid so misverstaan het? Daar's 'n vrou, haar naam ek moet lees is Janet Brooks Gerloff. Sy maak hierdie skildery met die titel Onderweg na Emmaus. En dit het nogal mense aangegryp, want dit is 'n baie interessante skildery. Dis 3 figure, 2 van hulle is in die een kant van die prent geskilder en die ander een is min of meer in die helfte van die prent geskilder.
2 van hulle het donker klere, en die derde een lyk asof hy maar net geskets is en net so rof gelos. Die interessante is, vriende, as 'n mens na die teks of dan na die figure kyk, dan moet ons mekaar sê, dit is dan nou die 2 disciples wat Jesus gevolg het. Die een kyk daarom so bietjie na regs, na Jesus wat sê, hy luister ten minste. Die ander ene in die middel, sy kop is minder gedraai, maar dit lyk dan ook asof hulle ernstig in gesprek is. Die feit dat die skildery van agteraf is amper uitnodigend om te sê, kom kyk, kom luister saam. Die donker klere laat jou dink aan die monnike se kleed van daai tyd. Maar dit is somber, want dit wat hulle in hulle harte het, dra hulle in somberheid saam. Jesus is dood. Hulle is saam met hom op pad, te neergedruk, ontnugterd, maar hulle nooi tog terselfdertyd, nooi hulle ook mense saam om saam te loop. Opvallend, en ek gaan die prent ophou, so jy kan nog baie kyk. Die interessante is dat Jesus, die potloodfiguur, net die skaduwee dui iets daarvan dat hy daar is, maar ook onmiddellik kan weggaan. En dit is mos maar in die situasie wat hy was. Die penselskets sê vir ons, ook hy is die in die middel van alles. Dis oor hom wat die hele storie gaan en wat hulle misverstaan. So vriende, jy kan verder loer daarso. Dis 'n skitterende uitbeelding wat mense nogal laat dink. Jeremia sê, as 'n mens so kyk na wat Jesus op aarde kom doen het, dan word die woorde van Jeremia waar wat sê, ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teenspoed nie. Die arme mense het gedink dat Jesus dood is. Hulle het gedink dis 'n storie, vir 2-3 jaar het hulle hom gevolg, dis 'n storie. Hulle het gedink hulle gaan iets uitkry uit alles, maar al wat op die ou einde oorbly is 2 verwarde disippels en meer. En dan het ek in die week iets baie interessant gelees oor iemand wat sê, dat die Emmausgangers het 4 blaatante foute gemaak. Foute wat maak dat hy eintlik die verhaal nie reg verstaan nie. En die eerste fout wat hulle begaan het, wat hulle gemaak het, en ek het met die kinders daaraan geraak, is dat toe hulle agterkom dat Jesus nou gesterf het aan die kruis, sy liggaam is weg, toe het hulle nie gehoorsaam opgetree en gewag in Jerusalem by die res van die disippels nie. En dit was die opdrag. Julle moet bly. Ek sal julle hier kom kry. Ek sal weer uitreik na julle toe. Maar wat maak hulle? Soos 2 tieners. Wat maak tieners? Tieners se monde dis hom nie met julle seker so nie, nee. Ander tieners in ander gemeentes. Hulle blaas hulle wange op, 'n paar bar en dan klap hulle die kamer deur toe en dan gaan sit hulle daar en luister harde musiek. Maar dis net nie wat die Emmausgangers ook doen nie. Hulle maak hulle net bloot uit die voete uit. Hulle is nie meer lus vir die storie nie. Hulle het ander verwagtinge gehad. Nou is Jesus dood. En die interessante is, as Jesus by hulle uitkom, dan verkies hulle om eerder te praat op daai stadium oor die Romeine. Ag, sou dit nie wonderlik gewees het as Jesus die Romeine kon aangevat het nie. Dit sou wonderlik gewees het. Nou kan 'n mens vra, hoekom glo julle nie die boodskappers wat gesê het dat Jesus opgestaan het nie? Vriende, dis omdat dit vroue was. Vroue het nie sê gehad in daai tyd nie. En die 2 deel van hulle wange wat opgeblaas was as gesê, ek laat nie vir my sê deur 'n vrou nie. En daarom vat hulle goedjies teen die opdrag van die Here, teen die opdrag van die disippels en gaan lê dikmond op hulle bed in die fetusposisie. So ons sien ook maar baie keer so nie, vriende. As ons kwaad is vir iets of vir iemand, ons spreek nie die ding aan nie. Ons gaan lê op die bed of ons gaan sit voor die TV. En dit tel op die ou einde teen die Emmausgangers, teen die grein van die hele storie. Hulle moes wag saam met die ander disippels en hulle het nie, dis hulle eerste fout.
Vriende, en daarom is dit ook dat Satan probeer om vir ons van mekaar af weg te hou. Baie ouens kom en dan sê hulle, hoekom is die kerke deesdae so leeg? Daar was gister weer 'n goeie artikel in die Burger ook gewees. Hoekom is die kerke so leeg? Die kerke is leeg want mense luister na wat die duiwel sê. Die duiwel sê, ja, ons het mekaar nie nodig nie. Ons is nie nodig om saam te gesels in 'n Bybelstudiegroep nie. Ons het mekaar glad nie nodig, ons insette in mekaar se lewe. Ons het nie mekaar nodig nie. Ons het mekaar nodig. Ons het nodig om te luister na mekaar. Die tweede punt wat hy wil maak, en ek het nog al 'n PowerPointjie hieroor gemaak, besef ek nou. Daar sê, die eerste is, hulle moes na mekaar geluister het, maar die manne vat op die pad, hulle het nie. Die tweede is, hulle moes God se woord na geluister het. Maar toe hulle op pad is, toe is hulle besig met hulle eie behoeftes, hulle eie begeertes, hulle eie verwagtinge, terwyl Jesus sê, as julle my wil ken, my wil ken, moet julle my woord ook ken. En hoe val ons nie baie keer ook maar tekort nie? Ons weet te min van God af, omdat ons die woord nie reg en genoeg bestudeer nie. En dit val, in die storie val dit baie mooi uit, en dis hoekom die twee verward is. En dis hoekom Jesus ook kom en sê, maar ek begin vir julle die skrifte uitlê. Hy vra vir hulle, glo julle nie dat die dinge wat die profete gesê het, dat dit als waar is nie? Het hy hulle gevra. Het julle nie gesê dat Jesus Christus al hierdie dinge moes ly om in die heerlikheid in te gaan nie? Vriende, ons weet baie keer min van hoe God oor ons voel. Baie keer, ons sukkel om te glo dat God vir ons goed is en dat God vir ons lief is. Hoekom? Ons ken nie God se woord nie. En hierdie twee, as hulle weggaan, dan gaan hulle nie net van hulle vriende af weg nie. Hulle gaan ook weg van die woord van God. Ek het sommer gedink aan 'n paar beloftes wat die Here maak in sy woord, en wat ons maar altyd moet saamdra. In Johannes 6 vers 39 staan 'n mooi gedeelte. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat julle almal op die laaste dag uit die dood sal opstaan. Dis een van die teksgedeeltes wat 'n mens moet saamdra met jou. Volgende in Matteus 18 vers 14. So is dit ook die wil van julle Vader in die hemel, dat nie een van julle kleintjies verlore sal gaan nie. En dan gaan die storie aan, mos daai gedeelte wat sê, as een van hierdie kinders iets oorkom, is dit op julle gewete. En as dit beter vir jou dat 'n meelsteen om jou nek gehang word en in die see gegooi word. God se wil is dat elke kind wat gedoop word, dat hy of sy gered word. Matteus, ek het 18, Johannes 6 vers 20, dis die wil van my Vader, dat elkeen wat in die Seun glo, die ewige lewe sal hê. Dis die wil van dat die wêreld ook gered word, sê Jesus. Vriende, dit is so dat ons God se woord moet ken, maar daarmee saam, ons vriende help ons daarmee, in die eerste plek, in die tweede plek ook ons eie begeerte om God se woord te ken. Die derde gedeelte, punte van 4, verkeerde kant toe, hulle het God se teenwoordigheid verlaat. Hulle was in 'n omgewing gewees, waar hulle gefokus was op dit wat die Here vir hulle moes leer. En hulle het dit vanaf gevlug. Hoeveel keer is ons nie maar lui in ons stilte tyd nie? Hoeveel keer is ons nie maar so dat ons sê, nee, wat ek sal myself leer. Maar as 'n mens mooi dink, ons praat baie keer dat ons in 'n verhouding staan met God. Hoe staan 'n mens in 'n verhouding met mekaar? Jy maak tyd vir mekaar. Jy maak tyd om met mekaar uit te kom. Jy maak tyd om mekaar beter te leer ken. En dan leer jy mekaar ken. En dit gebeur ook hier nie. Nee wat? Die twee Emmausgangers is lus vir hulle eie geselskap. Ek wil vir julle lees wat ek geskryf het hieroor. God openbaar nie sy hart aan ons tydens 'n terloopse gesprek of tydens 'n weeklikse besoekie aan hom in die kerk nie. God word geken deur tyd wat ons saam spandeer. Tyd wat die Emmausgangers nie gehad het nie. Ons leer God se wil en hart vir ons alleen wanneer ons werklik saam met hom in sy teenwoordigheid leef. Ons loop 'n lang genoeg pad saam met hom, praat gereeld met hom, bou 'n persoonlike verhouding met hom, en dan sal ons weet wat is God se passie, sy wil, wat sy hart is vir elkeen van ons.
terloops. Die wonderlike is, as hulle by die huis kom, by die afdraaipad kom van die dorpie, dan nooi hulle hom in. En wat is die reaksie van Jesus? Hy draai onmiddellik saam met hulle af en hulle eet brood en natuurlik dan openbaar hy homself aan hulle. As ons vir God uitnooi om deel te word van ons lewens, soos hom uitnooi om deel te word van ons gedagtegang, dan gebeur dit dat hy sal ja sê, dat hy sal inkom. Wat is hy mooi teks in Openbaring 23? Ek staan by die deur en ek klop, en as jy oopmaak, dan gaan ons saam fees vier. Vier die laaste ene. Een van die mooi aanhalings uit die gedeelte wat ons gelees het oor die Emmausgangers sê, het ons harte nie brandend geword nie. Was ons nie opgewonde toe hy die evangelie, die woord, die profete, alles aan ons verduidelik en ewe skielik, wap, daar verstaan hulle die hele storie weer. Al het Jesus dit hoeveel keer aan hulle verduidelik terwyl hy nog in die lewe was, verstaan hulle dit vir die eerste keer en dan sê hulle, het ons harte nie warm geword nie. En wat gebeur as hulle harte warm klop? Hulle sê, ons gaan nou terug Jerusalem toe. Ons gaan nou vir die disippels sê, julle moet geluister het na die vrouens. Hulle praat die waarheid. Ons gaan nou terug. Was jou hart nie ook al by tye brandend vir iets nie? Was daar nie al partykeer iets in jou lewe wat jy gedink het, weet jy, ek gaan van nou af, wil ek dit of dat vir my ma of pa doen. Ek wil op hierdie manier wil ek uitreik na bejaardes toe. Ek wil uitreik na arme mense toe. Ek wil net uitreik. Ek wil net iets van my hart gaan deel met iemand. Die Here lê dit op my hart. Hoe sê ons dit baie keer? Lê dit op my hart. As jou hart warm klop, dan stuur die Here vir ons. Dan kan jy nou dink hoe wonderlik het sal wees as ons elkeen sal sê, my hart klop warm want ek weet Jesus is my verlosser. En daarom stuur hy vir my en daarom praat hy met my. Mag jou en my hart warm klop in die tyd. Ons herdenk weer Jesus se weggaan van die aarde af, hemelvaart. Dis Pinkster, die uitstorting van die Gees. Alles te doen met, het ons harte nie warm geklop nie. Mag ons 'n gestuurde klomp gelowiges wees. Mense wat sal sê, ja Here, my hart klop warm van u boodskap, van u genade. Stuur my, ek sal loop. Kom ons maak die oë toe. Here, dankie dat ons vir mekaar sal sê, dat u vir ons sal help om by mekaar te bly as gelowiges, medegelowiges, broers en susters. Dankie dat u vir ons sal lei om u woord te verstaan, u beloftes, u wil uit u woord te verstaan. Dankie dat u vir ons sal help, dat ons ook as ons harte brandend klop, dat ons sal weet, ons moet uitgaan, ons moet gaan getuig, ons moet praat, ons moet doen oor dit wat op ons harte lê. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons kan weet, ons is in u huis veilig, maar u stuur ons asseblief. Dankie dat ons ook kan weet, u sal met ons wees tydens ons kerkraadsvergadering nou. Ons wil sommer net ook by hierdie geleentheid kom en die hele beroepingsproses waar 'n nuwe leraar gekry moet word. Here, ons het dit al soveel keer in die hand gesit. Ons doen dit vandag weer. Ons bid vir hierdie vergadering. Ons bid vir elkeen wat 'n besluit moet neem. Ons bid vir elkeen wat hierdie aansoekbrief, hierdie advertensie dan ook gaan sien. En wat moet aansoek doen, dat u in hulle harte sal werk. Dankie dat ons dit mag vra, omdat ons afhanklik is van u, in die naam van Jesus. Amen.